Baie welkom hier by Live FM, die stasie met die goeie nuus. Ek is pastoor Pieter Kotse Orendal en wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ek weet nie as jy al op vakansie nie, ek voel daar so 'n vakansie ritme in die lug en dalk is jy bevoorreg genoeg om soms 'n bietjie by die huis te skrob. Dalk is jy besig om in die kar te ry op pad na die mall toe om geskenke te gaan koop. Miskien het jy 'n afspraak met iemand vir 'n lekker stukkie koek en koppie koffie. Maar hoe dit ook al sê, party van ons is nog steeds besig om te werk. Maar ons dank die Here dat die Kersseisoen hier is en ons weet dat Jesus is die rede vir die seisoen. En ek weet dat Kersdag een of ander pagan god se verjaardag blykbaar is en dat Jesus eintlik iewers in September of Oktober gebore is volgens die slim mense. Maar ek weet dat Jesus die rede is vir die seisoen. En ek sien dat ons heelwat mense het wat aanlyn luister op die oomblik, dalk is jy nie in hierdie area nie, so dan luister jy op ons website by www.livefm.co.za of jy kan natuurlik ook die app download wat jy dan kan luister, kyk maar net na die instruksies daar. Jy kan saam met my gesels in die studio vandag by 066 516 6917 en natuurlik gaan besoek ons sosiale platforms Facebook, Instagram, TikTok en YouTube. As jy op die radio luister, baie welkom 100.6 FM Kosh area, 98.1 FM Potchefstroom. Hierdie is my program Lewe in Oorvloed, elke donderdag van 11 uur tot 12 uur en dan weer saterdagoggende van 10:30 tot 11:30, so ek hoop dat jy inskakel. En vandag gaan ons gesels oor die tema op pad. En daar is mos 'n psalm daaroor, Psalm 121. En die opskrif in die Afrikaanse Bybel sê op pad of 'n pelgrimstog. En ons almal onderneem 'n tipe pelgrimstog hierdie tyd van die jaar, is dit nie? Al is dit nou Kersdag net na 'n familielid toe om saam te gaan eet, dalk op pad met vakansie of op pad na iemand toe wat jy lanklaas gesien het. En in hierdie tyd het ek en jy ook mos 'n klomp berge waarna ons moet kyk. Maar ons gaan eers 'n musiekbreek moet vat. Ons gaan luister na One Crown met Hier is ek en daarna gaan ek en jy lekker saam kuier hier op Live FM, die stasie met die goeie nuus, waar ons nie net Jesus se liefde praat nie, maar dit leef. Want dis nie wat jy sê, wat saak maak nie, maar wat jy doen. Onthou asseblief dat ons 'n Bible drive het, as jy Bybels het wat rond lê daar by jou huis, wat jy nie gebruik nie, is jy welkom om dit hier by Live FM te kom aflaai. En in hierdie seisoen gaan ons dan ook vir hulle gee, wat nodig het om die woord te hê, om uit te lees. Bel gou iemand, WhatsApp iemand, nooi hulle om saam te luister na hierdie program. Kom ons luister eers na Hier is ek van One Crown. Ons het geluister na Hier is ek van One Crown. U is ingeskakel op Live FM, die stasie met die goeie nuus. Ek is pastoor Pieter Kotse Orendal op ons program Lewe in Oorvloed. En wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Soos ons in die eerste segment vir mekaar gesê het, party van ons is al besig om iewers heen te ry, anders tel die dae af om ook 'n paar dae net asem te skep, maar ons weet dat in elk geval is hierdie seisoen alles oor Jesus Christus. En dan kom die woord en dit sê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. En soos altyd aan die begin van hierdie program, wil ek vir jou vra, hoe gaan dit regtig met jou? Ons lewe in 'n wêreld waar kwaliteit tyd so skaars entiteit is. En ek weet nie wanneer laas het jy kwaliteit tyd met jou geliefdes deurgebring nie. Wanneer laas het jy kwaliteit tyd deurgebring saam met jou lewensmaat, sommer net iets saam geëet of saam 'n stokperdjie geniet of saam net iets gedoen waarvan julle albei hou. Want ons jaag so dat ons by mekaar verbyjaag en aan die einde van die jaar kyk ons terug en ons wonder, waar het hierdie jaar gegaan? Maar jy sien, ons almal kry presies eweveel tyd elke dag en hoe jy dit spandeer, is daardie ding wat jy net by die Here kan leer, en ek bid dat God vir jou wysheid sal gee in hierdie seisoen waarin ons op die oomblik is, dat jy presies sal weet hoe om jou tyd te spandeer en die beste daaruit te kry. So, kom ons val met die deur in die huis en ons begin by God se woord, en soos altyd, kom ons sluit net ons oë vir 'n oomblik. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om hier in die middel van 'n donderdag sommer net bietjie tyd te spandeer by u woord, hierdie oase, hierdie woord wat soos lewende water is, hierdie woord wat lewende brood is, hierdie woord wat die swaard van die gees is, hierdie woord wat nie leeg na u toe sal terugkeer nie, dat ons tyd kan kom spandeer by u woord. Here, ons het u lief met ons hele hart,
met ons hele siel, met al ons krag, met ons hele verstand. En ons dankie vir u woord wat lewendig is, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dankie vir elkeen wat onder die geklank van my stem sit en dat hierdie woord van vandag hulle sal stig, versterk en bemoedig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, ons is ingeskakel op Live FM, my program Lewe in Oorvloed, ek is pastoor Petra Kotse Orendal, en as jy ooit in die Orkney omgewing is, kom maak gerus 'n draai by ons Carlisle nommer 17, daar waar dit nie saak maak of jy loop en of jy met 'n bussie kom en of jy jou eie vervoer het, of hoe jy ook al daar aangekom het, of selfs wat jy aan het nie, daar waar dit saak maak wat die toestand van jou hart is, want God kyk nie na ons voorkoms nie, maar na ons harte. Ons is op 'n Sondagoggend 9uur, is ons diens, en ek gaan dan ook live op Facebook, as jy nog nie my Facebook page gaan like het nie, asseblief maak so, Petra Kotse Orendal, en jy kan die preke daar gaan luister ook, wat op 'n Sondag gedoen word, en ja, dan kan jy sommer net so 'n bietjie aan die tafel kom sit, saam met ons. So ek en jy gaan vandag gesels oor Psalm 121, so 'n bekende psalm in die Here se woord, en ek dink so relevant vir hierdie tyd van die jaar. Van die opskrif sê, op pad. En ons is op pad. Al is jy dan op pad na jou ewige bestemming, is ons elkeen daagliks op pad iewers heen. En ek gaan hom net vir jou eers in die 53 vertaling lees, en dit sê die volgende, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. En ons gaan vandag sommer net so 'n bietjie praat met 'n jaar wat agter ons lê, en ek weet baie mense sê, ag, dit was 'n verskriklike, bitter, moeilike jaar, en dit het swaar gegaan, en jy het dalk verliese gely, jy was dalk siek, maar jy's hier, en omdat jy hier is, beteken dit, dat hierdie pad wat jy geloop het, van 2025, het die Here jou gedurig deurgedra. Ons ken mos daai ou stukkie wat geskryf is oor die voetspore in die sand, waar die persoon sê dat hy het 'n droom gehad van hoe hy en die Here loop, en toe hy omkyk, was daar net een ry spore in die sand, en hy vra vir die Here, Here, hoekom het U my gelos? Want hy sien, dit was elke keer in die moeilikste tye, waar daar net een ry spore was, en hoe die Here sê, in daardie moeilike tye, het ek jou gedra, jy het nie eers self geloop nie, dis my spore wat jy sien. En ek wil hierdie vir jou gee, jy voel dalk, jy het groot verliese gely. Ek praat vanoggend met iemand wat so hartseer is, omdat haar kinders haar vergeet, en omdat daar soveel uitdagings is, en dan weet ons dat, wanneer ons die Here het ons hierdie vriend vir altyd. En kom ons begin dan sommer by die begin, wat sê, op pad. En soos ons nou vir mekaar gesê het, ek weet nie waarna toe is jy op pad nie. Dalk is jy op pad op vakansie, dalk is jou kinders op pad op vakansie, en jy is nie saam nie, en jy voel dalk bekommerd oor hulle veiligheid. Dalk is jy op pad hospitaal toe, dalk is jy op pad na 'n skeihof toe, dalk is jy iewers heen op pad, en jy het ook hierdie woorde in jou hart, ek slaan my oë op na hierdie berge wat voor my lê, waar sal my hulp vandaan kom? En kind van God, nou kom die Here se woord daar in Jesaja, in 'n gedeelte waarvoor ek baie lief is, waar die Here sy volk herinner, en hy sê, wie is die een wat die diepsee in die holtes van sy hand afmeet? Wie is die een wat die berge in 'n weegtoestel meet? Wie is die een wat die sterre uitlei op hulle name in gelid elke nag? Dis ek die Here. En as ek dan hierdie groot goed kan doen, hoekom sê jy dan, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by God verby? Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Daar is geen deurgronding van sy krag nie, en hy word nie moeg en mat nie. Jonge mense word moeg, hulle struikel en val, maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag.
Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. En terwyl jy voor jou berge staan vandag, of dit watter berge ook al is, dalk is dit die berg van 2026 wat hier reg voor ons lê, en hy is dalk so hoog en so styl, omdat jy voel jy het nie genoeg energie nie, jy het nie kans gehad om voor te berei nie, jy het nie genoeg fondse nie, jy het nie genoeg mense om jou wat vir jou lief is nie, wat jou gevoel ook al is, kom hierdie vraag by hierdie pelgrimsganger op, waar sal my hulp vandaan kom? Wanneer ek myself in hierdie persoon se skoene sit, ons weet nie wat het die vorige keer gebeur toe hy wel op 'n pelgrimstog gegaan het nie. Dalk het sy kind saam met hom geloop en die kind het teen 'n kloof afgeval en hy het gesterf. Dalk het hy sy voet gebreek. Dalk het daar 'n wilde dier hom aangeval. Ons weet nie wat die rede is dat hierdie ou op sy stoep staan en hy kyk op na hierdie berge, want hy moet Jerusalem toe gaan om te gaan offer en om te gaan aanbid. Hy kyk op na hierdie berge en hy dink by homself, ek sien nie kans hiervoor nie. Dis maar so ek en jy ook party daar voel. Dat ons voel, ek sien net nie kans vir hierdie dag nie. Ek sien nie kans vir hierdie sosiale funksie wat voor my lê nie. Ek sien nie kans vir hierdie uitdaging wat ek het nie. Maar ons kan saam met hierdie persoon, en hierdie is nie Dawid wat hierdie ding geskryf het, en dis nie een of ander bekende nie, dis sommer net 'n bedevaartslied, 'n gebed wat jy kan bid, wanneer jy ook op pad is, iewers heen. Hy sê, wanneer ek my oë opslaan na hierdie berge voor my, en ek vra, waar sal my hulp vandaan kom, weet ek, my hulp is van die Here. En dan sê hy, wie is hierdie Here? Hy is die een wat die hemel en die aarde gemaak het. En ek wil vra dat jy vir 'n oomblik saam met my stil staan by hierdie een. Ek weet nie wanneer was jy al in die nag in die Karoo, waar daar nie ligte is nie, en waar jy hierdie sterre so helder kan sien. Ek weet nie, het jy gisterand miskien buite gekyk nie, gisterand was dit volmaan, en die nag was so pragtig. Wanneer laas het jy stil geword, en net gaan sit en jouself weer herinner daaraan, dat dit nie saak maak hoe groot die berg is wat voor jou lê nie, jou hulp is voor die God wat die berge gemaak het. Hy is die een wat inteendeel die woord sê, dat die hele mensdom is soos 'n stoffie aan 'n weegskaal vir die Here. So ek en jy kan vandag die keuse maak om ook te verklaar, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En nou kom Spreuke 3, en ek wil dit graag vir jou lees in God se woord, ook 'n so bekende stuk, waar die wyse ou Salomo die volgende skryf. Vertrou op die Here, vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. En ek wil sommer net hê, ons moet by hierdie een gou-gou stil staan. Vers 6 wat sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Hier waar hierdie pelgrimsganger op sy stoep staan, en ek weet nie, die berge dalk hoë spitse gehad nie, ons weet nie, het hy dalk in die donker geloop nie. Daai vraag, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Dit typeer daai opdrag so mooi in Spreuke 3, ken die Here in al jou weë. En kind van God, of jy nou winkel toe gaan om iets te gaan koop, en of jy 'n vakansie beplan, of jy beplan om te trou, en of jy beplan om 'n nuwe finansiële belegging te maak, wil ek jou aanmoedig dat wanneer jy sal kies om die Here te ken in al jou weë, dan kan dit so goed gaan met jou. Inteendeel, dit sê dit sal genesing bring vir jou hele lewe. En wanneer ons dan kan kies om te sê, Here, ek sal gaan wanneer U sê ek moet gaan. Wanneer U sê ek moet bly, sal ek bly. Wanneer U sê, sal ek doen. Dan kom ons daar by Psalm 139 uit wat sê, Here, U ken my geheel en al. U weet of ek sit en of ek opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U is met al my weë goed bekend. En dan begin daar 'n rustigheid in jou hart kom. Of dit 'n baie moeilike pelgrimstog is wat voor jou lê, of iets waarvoor jy al die hele jaar beplan en begroot en oorbid, weet ek dat ons hulp sal van die Here kom,
want hy het die hemel gemaak, maar ook die aarde. En as ons dan nie oor die berg kan gaan nie, dan trek ons oor hom, dan trek ons deur hom of om hom, maar die Here is by ons en hy sal ons help. Jy is ingeskakel op Live FM, die stasie met die goeie nuus. Ek is pastoor Petrus Koorts-Orendaal op ons program Lewe in Oorvloed en ons gaan 'n kort musiekbreek vat. Ons luister na Bebo No Man met Collide. En ja, as jy nou net ingeskakel het, jy is op die stasie met die goeie nuus, waar ons hoop van Jesus Christus verkondig. Ek wil jou aanmoedig om vir ons 'n WhatsApp dalk te stuur vandag 066 516 6917 en gesels gerus saam. Waarna toe is jy op pad hierdie tyd van die jaar? Waarmee is jy besig? En wat hou die toekoms in? Kom ons luister na hierdie lied. Ons is nou terug, moet asseblief nie weggaan nie, hier op Lewe in Oorvloed. So het geluister na Collide van Bebo Norman. U is ingeskakel op Live FM, die stasie met die goeie nuus. Ek is pastoor Petrus Koorts-Orendaal en hierdie is ons program Lewe in Oorvloed. Ek wil net vinnig weer vir jou herinner aan ons Bible Drive, ons het hierdie hart dat mense die woord van God sal hoor, en dat daar so baie mense is wat 'n behoefte het aan 'n Bybel. Dalk het jy 'n paar Bybels wat rond lê daar by die huis, jy is miskien die voorreg om 'n bietjie te skrob daar by jou huis en bietjie reg te pak en uit te pak en gereed te maak vir Kersfees. En as jy sulke Bybels het, bring dit asseblief vir ons na die studio hier in Ianstraat. En wil koppies by Live FM en ons gaan sorg dat dit by die regte mense uitkom wat die woord van God nodig het. Ek en jy is besig om te gesels oor op pad, waarna toe jy ook al op pad is, want ons almal is op pad, nê? Ons is op pad na 'n ewige bestemming. En die keuse van daardie bestemming is joune. Sal dit 'n ewige heerlikheid in Christus Jesus wees, of 'n ewige verdoemenis, omdat jy gekies het om die verkeerde pad elke dag te loop. So ons praat oor Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En ek weet nie, het jy ook al daai waar sal my hulp vandaan kom gedoen nie, ons almal het al op 'n stadium, en ons almal het al na die verkeerde bron toe gedraai, het ons nie. Eerder 'n vriendin gekontak, eerder die bankbestuurder gaan sien, eerder nog medikasie gaan koop, eerder weer beklei, eerder weer jou eie insig volg, en dan het jy maar net weer op 'n plek gekom, waar jy gekonfronteer word met hierdie wete dat jy eintlik toe nou te dun en te min was. Maar wanneer ons aan die Here behoort, dan weet ons hulp is van hom, wat die hemel en die aarde gemaak het. So ek wil graag die volgende gedeelte vir jou lees, daar in vers 3, en ons gaan ook bietjie in die Amplified Classic werk, en dit sê, hy, wat die Here is, kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. En ja, ek weet van baie mense wat al in ongelukke was, omdat hulle aan die slaap geraak het agter hulle stuurwiel. Ek weet van, ek het 'n ding op 'n stadium op sosiale media gesien, van 'n pa wat aan die slaap geraak het, terwyl sy baba by hom op die bank gelê het, en hy die baba dood gelê. Ek weet dat slaap 'n wonderlike ding is, maar ek weet dat slaap ook al baie trauma veroorsaak het vir mense, veral wat ongelukke aanbetref. En nou kom die woord hier en daar's 'n belofte. En hy sê dat ons bewaarder, en jy kan jou naam daarin sit, want hy sê hier, die bewaarder van Israel. So sit jou naam daarin, die bewaarder van Petro, die bewaarder van François, sluimer of slaap nie. En ek onthou toe my ou seentjie klein was, weet ek het laat mamma geword, ek was 31 toe my seun gebore is, en baie onhandig, ek het nie geweet wat om met hierdie klein lewendige mensie te doen nie, en ek onthou dat ek die eerste nag, toe ons uit die hospitaal uitgekom het, het ek langs hy het in 'n stootwaandjie gelê, want hy was vreeslik klein, en ek het op die bed gelê langs hierdie stootwaandjie, en ek het hierdie babietjie van my die hele tyd dopgehou. En elke nou en dan het ek my hand op sy borsie gesit, en ek het seker gemaak hy haal nog asem, en ek dink enige nuwe mamma doen seker maar hierdie goed. Maar op 'n stadium het ek aan die slaap geraak. En joh, nou ek weet nie eens hoe lank nie, het ek daar wakker geskrik met 'n skok, en ek het dadelik na my baba gedraai, en ek wou dadelik seker maak dat alles nog reg is met hom. En jy sien, dit maak nie saak hoe goed jou attensies of intensies is nie. Op een of ander stadium
raak jy aan die slaap. En ek wil dit vir elke ouer gee wat dalk bekommerd is oor jou tienerkind wat besig is om sy eie identiteit te ontwikkel en jy weet nie wat die uiteinde sal wees nie. Ek wil dit vir elkeen gee wat bekommerd is oor 'n verswakte bejaarde of selfs oor 'n jong sterk persoon wat op reis moet gaan of daai goed wat ons nie kan beheer nie. Want jy sien solank 'n mens ietsie kan beheer, dan is dit maklik, maar as daai beheer weggevat word van ons af, dan kom ons op 'n plek waar ons bang word. En nou kom die woord. En ek wil hê dat jy hierdie so sal visualiseer. Ek lees vanoggend in die Bybel in die Passion Translation dat God is our bodyguard. Het jy al daaraan gedink dat jy is een van die baie belangrike persone, BBP's van die hemel, en God self sê dat hy is jou persoon wat jou veilig hou, hy is jou bodyguard. Hy stuur sy engele uit aangaande jou om jou te bewaar op al jou weë. En hierdie belofte wat hy gee, dat hy sal nie sluimer of slaap nie, beteken dat jou kinders altyd veilig is. Ma, papa, mevrou, meneer, ouma, oupa, oom, tannie, ek wil jou aanmoedig. Jy weet, ons kan so maklik 'n klomp goeters uitdink en heeltyd met angs loop oor ons kinders en oor ons toekoms en oor dit wat gaan gebeur. Ons kan tog niks aan hierdie goed doen nie, kan ons. Maar dan kom die Bybel in Hebreërs 11 en hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nog nie gesien het nie. Geloof beteken, jy sê, Here, ek kies om te glo dat U my geliefdes sal veilig hou in hierdie tye waarin ons lewe. Ek kies om te glo as ons by die see gaan ontspan en my geliefdes gaan in die see in om te swem, dat hulle veilig sal uitkom, nie omdat ek dit kan beheer of omdat ek hulle heeltyd raak sien en hulle monitor nie, want ons kan niks doen nie, maar omdat die Here die see in die diepsee in die holte van sy hand vashou. En wanneer jy daardie besluit kan neem, wat sê, Here, U sluimer en slaap nie, kyk, die bewaarder van my geliefdes sluimer nie in nie, kan jy begin ontspan. En nou kom die woord en het sê, dat volmaakte liefde dryf die vrees buite toe. En ons het al gepraat met mekaar hieroor. Waarvoor is jy bang? As jy daai ding in die Here se hande kan begin sit, kan jy ook jou lewe begin leef. Party mense is so gespanne oor alles, dat hulle eintlik een bekommerde bol senuwees is hulle hele lewe lank. Terwyl die Here sê, vertrou my, ek sal sorg dat alles perfek uitwerk. En teenoor Romeine 8 beloof vir ons, hy sal alles ten goeie laat meewerk vir ons wat hom liefhet, vir ons wat na sy voorneme geroep is. En wanneer jy kan leer om te rus in die Here se getrouheid, dan kan jy saam met hierdie psalmdigter sê, Here, ek dank U, dat U nie sluimer of slaap nie. En nou kom hy met 'n mooi ding hier in vers 5 en hy sê, Psalm 121 vers 5, die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Jou regterhand is jou hand van krag. Dis jou hand wat versorg en beskerm en voorsien. En wanneer die Bybel sê dat die Here die skaduwee aan jou regterhand is, beteken dit, hy is die een wat jou sterk maak, hy is die een wat jou versorg, hy is die een wat voorsien, hy is die een wat beskerm, hy is die een wat veg. En wanneer jy daardie ding in jou kop kan kry, dat jy nie alleen is nie, ons gaan terug na Spreuke 3 toe, dat jy nie op jou eie insig hoef staat te maak nie, dan word jou wêreld sommer 'n beter plek, is dit nie? En kind van God, kom ons maak die keuse om vandag te verklaar, dat ons weet, Here, dat U is die skaduwee aan ons regterhand. U is die een wat ons beskerm, waar ons ook al gaan. Nou kom die gedeelte na dit en dit sê die volgende, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. En hierdie deel, ek weet daar's baie vrae rondom dit. Ons lewe in 'n wêreld waar daar inbrake is en mense word vermoor. Mense word gehijack. Helder oordag is daar gewapende roof. Ek het die ander dag 'n video gesien wat hulle op een van die Okni groepe geplaas het van 'n roof helder oordag binne 'n winkel, terwyl daar kliënte is, haal die ou net eenvoudige vuurwapen uit en hy betuie vir die man agter die toonbank, sit die selfoon in 'n sak en hy staan uit sonder dat iemand eers
'n geluid gemaak het. En dan vra mens jouself, as die Here dan hier in sy woord sê, dat hy sal ons bewaar vir elke onheil. Hoe werk dit dan dat hierdie goed gebeur? Maar sien jy, daar is 'n stuk wat saam met dit kom, want is waar daar is baie onheil op hierdie aarde. Inteendeel, Jesus sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het reeds die wêreld oorwin. En wanneer jy goeie moed kan hou, dan kom jy agter dat die Here sê, hy sal jou siel bewaar. En jou siel is daardie gevoel wat jy hier binne in jou het. Mense kan goeders aan jou liggaam doen, maar hulle kan niks in jou siel doen as jy dit nie toelaat nie. Nou kom die Bybel in Spreuke en hy sê, wees veral versigtig wat in jou hart aangaan, in jou siel aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. En wanneer ons dan begin waak teen ons emosies, ons kan nie bepaal wat met ons gaan gebeur nie, maar ons kan bepaal hoe ons daarop gaan reageer. Ons kan nie bepaal dat 'n voël oor ons kop vlieg nie, maar ons kan bepaal as daai voël in ons hare kom nes maak. En ek wil jou aanmoedig dat jy in hierdie tyd hierdie belofte van God sal vat, wat jy sal sê, Here, ek dank U dat U my siel bewaar, dat ek nie sal toelaat dat my lewe in 'n tuimeldroër gegooi word met emosies nie, dat ek sal onthou dat U woord vir my sê, die Here het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, en van liefde, en van selfbeheersing. En wanneer jy dit begin sê, wanneer jy met massiewe uitdagings dalk te doen kry, met hoë berge, soos wat die vers 1 van die Bedevaartslied, Psalm 121 sê, dan kan jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, maak nie saak wat gebeur nie, my hulp is van U. En jy is 'n ewige wese, kind van God. Jy is op pad na 'n ewige bestemming in die Here. En wanneer jy dit begin besef, dan kom hierdie vraag op, sal dit wat nou met my gebeur het oor 100 jaar van vandag af nog saak maak? En as dit gaan wees, dan moet jy by die Here se voete uitkom, dat hy jou deurdra in hierdie situasie. Maar jy sien, baie van hierdie goed gaan oor 100 jaar van vandag af nie meer saak maak nie. Ons kan so ontsteld word oor klein goedjies, as iemand vir jou indruk in 'n ry, of as iemand iets leliks vir jou gesê het. Ons is so lig geraak en oorsensitief, omdat ons moeg is, en ja, ons vel is bietjie dun, die tyd van die jaar, eintlik maar altyd, omdat ons nie genoeg tyd by die Here spandeer nie. En wanneer hy hierdie belofte maak om te sê, jou siel sal hy bewaar, beloof die Here, dat, ja, al het ons verdrukking in hierdie wêreld, op die einde van die dag gaan alles perfek uitwerk vir ons, en ons het nou nog een segment oor om met mekaar te gesels, en ons gaan luister na Fear Not van Christine de Marco, en daarna gaan ons 'n bietjie praat oor lyding. Wat is die doel van lyding? Want wanneer ek hierdie Bedevaartslied lees, dan lyk dit of hierdie ou al swaar gekry het met hierdie pad wat hy moet loop, en dat hy dit eintlik nie meer wil doen nie, maar hy weet hy moet. En nou kom hierdie laaste stuk, en ons gaan dit in ons derde segment met mekaar bespreek, waar hy sê, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En ons weet, ons is ewige wesens. Ons weet, ons is op pad na 'n ewige bestemming. En ons weet dat God se beloftes waar is. Hierdie is 100.6 FM Kosh Area, 98.1 FM Potchefstroom, en wêreldwyd op die web www.livefm.co.za. Ons gaan eers na musiek luister. Ons is binnekort terug, moet asseblief nie weggaan nie. Luister na Fear Not, en ja, so mooi, as ek dit nog harder moet sê, dan sal ek. En dis tog waaroor Psalm 121 dan ook gaan, om nie bang te wees nie. U is ingeskakel op Live FM, die stasie met die goeie nuus, op die radio 100.6 FM Kosh Area, 98.1 FM Potchefstroom, en op ons webtuiste www.livefm.co.za. Jy kan ons app download by www.livefm.co.za, en dit net die instruksies daar gaan volg, en dan natuurlik ons sosiale platforms Facebook, Instagram, TikTok en YouTube, gaan kyk en luister gerus. Ons WhatsApp nommer in die studio, as jy wil saamgesels, is jy so welkom, 066 516 6917. Ek is Pastoor Petra Kotse-Orendaal, hierdie is ons program Lewe in Oorvloed, en ek het ook 'n WhatsApp groep waarvan jy deel kan wees as jy sou wou, waar ek sommer net kort dagstukkies deel, stemboodskappe,
soos wat die Heilige Gees op my hart lê. Dit gebeur nie daagliks nie, en dit het partykeer 'n liedjie by, partykeer 'n bietjie skrif by, partykeer 'n gebed by, net soos wat die Here vir my lei. En so lekker om te sien dat elke keer wanneer ek so 'n boodskap op die groep uitstuur, is daar mense wat WhatsApp en sê, baie dankie, hierdie boodskap was spesifiek vir my, of ek het dit vir iemand aangestuur wat dit nodig gehad het. So ons weet dat hierdie sosiale platforms wat die Here vir ons skep, 'n geleentheid is om die evangelie by harte en lewens uit te kry. Dalk wil jy deel wees van hierdie groep, jy is so welkom. My WhatsApp nommer 076 986 5919. Ek herhaal vir jou 076 986 5919. Ek het reeds 2 groepe, die eerste groep is vol, die tweede groep is amper vol, en as dit dan nodig is, ons 'n derde groep begin, so stuur gerus vir my 'n boodskap en ek add jou op hierdie WhatsApp groep wat ek het. As jy nog nie my boek gelees het nie, Wanneer die krieke stil word, wil ek tog jou aanmoedig om dit te koop en dit te lees. Dit is by Bargain Books, of jy kan myself kontak vir 'n getekende eksemplaar. My nommer weer 076 986 5919. So kom ons kuier dan verder hier op Live FM, en ons het gesels in die eerste 2 segmente rondom hierdie persoon wat op pad is, soos wat ek en jy op pad is, en die vrae wat hy het en die uitdagings, en daardie finale weet dat sy hulp is van die Here. En nou kom Psalm 121 se laaste stuk vers 8 wat sê, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. En sien jy, daar's 'n belofte dat hy sal jou bewaar, nie net nou nie, maar tot in ewigheid. En ons het nie so mooi begrip van ewigheid nie. Ek dink nie dat ons dit sal verstaan voor ons nie daar is nie. Maar in hierdie stuk sien ek die volgende. Ek sien dat God is almagtig, want hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is alwetend, want hy sluimer en slaap nooit. Hy weet presies wat in jou lewe aangaan. Hy is ewig, omdat hy ons sal bewaar van nou af tot in ewigheid. En dan is hy altyd liefdevol, want hy is by jou om jou te bewaar vir elke onheil. En wanneer jy in hierdie uitdagings wat jy het, as jy dalk swaar kry, as jy ly, wil ek jou aanmoedig dat jy gedurig deur net weer sal teruggaan na daai tekenbord, na die oorspronklike plan, dat God is alwetend, hy is almagtig, hy is alomteenwoordig, en hy is altyd liefdevol. En sy belofte is dat hy dinge vir jou sal uitwerk. En nou sê hy sal jou uitgang bewaar en jou ingang. Hoekom eers uitgang? Want ons het uit God se hart uitgegaan na hierdie aarde toe, en daar gaan 'n dag kom dat ons gaan terugloop in die ewigheid in. En hy beloof dat hy self daardie 2 belangrike uit- en ingangplekke van jou sal bewaar tot in ewigheid. Moet dan nie bang wees nie. Jy's meer werd as baie mossies. Van jou is selfs die hare op jou hoof almal getel. So ek wil nou vir jou in Psalm 13 lees in die Here se woord oor lyding. En hierdie ou is baie eerlik met God, en ek wil jou aanmoedig dat jy ook eerlik sal wees met die Here as jy swaar kry. Jy weet, ons leer altyd, ons moenie liewe Jesus se hartjie seer maak nie, en al hierdie goed wat glad nie die waarheid is nie, want God kan in elk geval presies sien wat jy dink. En oor hierdie eerlike gesprek wat hierdie psalmdigter in Psalm 13 het. Hoe lank sal u my bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank nog sal u ander pad kyk? Hoe lank moet ek alleen planne maak? Elke dag deurbring met droefheid in my hart. Hoe lank sal my vyand die oorhand hê? Kyk tog en antwoord my, Here my God. Verlig tog weer my oë, dat ek nie die doodslaap ingaan nie, anders sê my vyand, ek het hom oorwin, en is my teestander bly oor my ondergang. Maar ek maak self staat op u troue liefde. Ek wil juig omdat u my gered het. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy vir my goed was. So, Psalm 13 draai met skrikwekkende eerlikheid na God toe, is dit nie. En ek het so 'n lysie gemaak daar van vers 2 tot vers 4, waarvan hierdie psalmdigter die Here alles beskuldig. En luister, hy beskuldig die Here dat God hom vergeet het. Hy sê die Here het ander pad gekyk. Hy sê dat
hy self sy probleme moet uitsorteer, hierdie mens. Hy sê ook dat die mens sy dae deurbring in droefheid, met droefheid in sy hart. En hy sê dat die vyand die oorhand oor hom gekry het. So, dan vra die ou die volgende vraag, hoe lank? En dalk is jy daar, wat jy ook vra, Here, hoe lank voordat hierdie probleem sal stop? Hoe lank voordat ek nog met hierdie situasie moet opgeskep sit, of met hierdie mens, of wat het ook al is, en vir my beteken hierdie vraag van hoe lank, dat jy herinner kan word daaraan, dat elke probleem het 'n vervaldatum. Maak nie saak wat jou uitdaging is, daar is 'n dag wat dit gaan opbou, selfs al is dit die dag wat jy gaan sterf, en gaan oorloop in die Here se heerlikheid. So hou goeie moed, kind van God, dat jy sal weet dat die Here het daardie datum 'n plek. En plek het hy in plek. So, weet, wanneer ons kyk na hierdie goed, dan weet ons dat ons elkeen kom op 'n plek waar ons ook vra, Here, het U my dan vergeet? Hoor U nog as ek bid? En dis okay, God se skouers is lekker breed, hy kan dit doen, soos wat die psalmdigter in Psalm 121 gesê het, Here, waar sal my hulp vandaan kom? Hy kon dalk al hierdie goed tussenin gesê het, wat hy ook sê, Here, U het my vergeet, laas toe ek daar was, het dit en dit en dit gebeur, en dit maak dat ek bang is, en dat ek sukkel om te vertrou. Sê daardie goeders vir God, sodat jy op daai plek kan kom, waar jy ook met hierdie hoopvolle verwagting na die Here toe kan gaan. En ons almal ken Romeine 8 so goed, en ek wil graag so 'n stuk vir jou voorhou daarin, in die Here se woord. En kind van God, dalk ly jy, dalk kry jy swaar, dalk is Kersfees vir jou ook 'n moeilike tyd, maar is dit nie die tyd waar ons net weer eens kan onthou, dat die Here in beheer is nie. Hy sê hier in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar word nie. En ja, hy skryf oor lyding, en dan sê hy op 'n ander plek, ons ligte verdrukking, wat tydelik is, loop vir ons uit op 'n alles oortreffende heerlikheid. En Paulus het nogal nie 'n ligte verdrukking gehad nie. Ek dink as party van ons deur al hierdie goed moes gaan, dan ons het maar net eenvoudig sommer net die handdoek ingegooi. Hy het skipbreek gelei, hy was die meeste van sy bediening in die tronk. Hy skryf dat hy het geleer hoe om met die bare minimum klaar te kom, en om ook vreeslik oorvloed te hê. Hy het geleer om vergenoeg te wees in alle omstandighede. En jy sien, dis waar ek en jy moet kom, ook as ons op pad is, om vergenoeg te wees, om dankbaar te wees, daar waar jy op die oomblik is. En wanneer ons met die Here praat oor ons situasie, kan ons praat met hoop. Want hy kom in Romeine 8 en ek wil hierdie stuk vir jou gee in vers 35, wat sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? 'n hoë berg? 'n pad wat jy moet loop? 'n pelgrimstocht wat jy moet onderneem? Nee. Nie verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of swaard nie. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, en hoor jy daai vaste geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus onze Here nie. Hy kom ook in hierdie gedeelte van Romeine 8 vers 28 en hy sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En as jy hierdie weet in jou hart het, dan weet jy mos dat die Here sal dinge laat uitwerk vir jou. En ek wil vir jou vra dat hierdie heerlikheid waarmee God jou gaan verras, wil jy nie 'n wenslys opstel van hoe jy hoop hierdie toekoms gaan wees wat God vir jou voorberei het nie? Wat wil jy baie graag hê? Hierdie berge waarvoor jy staan. Ons kan met 'n wenslys na die Here toe gaan, is mos Kerstyd. Ook 'n briefie vir die Here skryf. En my gebed is baie eenvoudig. My gebed is dat daar harmonie en vrede in my familie sal wees. My gebed is dat ek bewus sal wees van die Here se gees en sy asem binne in my, en dat ek sy binnekamer bruid sal wees in hierdie seisoen waarin ek staan. Ek weet nie wat jou begeerte is, en dalk verlang jy na iemand, en jy wil graag hê daai persoon moet kom kuier, wat dit ook al is.
wil jy nie sommer net begin om 'n wenslys vir die Here te gee nie. En wanneer jy na hierdie lys kyk, dan weet jy dat die Here uiteindelik al so baie vir jou kom doen. So kind van God, ons moet amper vir mekaar groet. Ons laaste lied waarna ons gaan luister is Christine Nockels met Knees to the Earth en daarna Zach Williams en Dolly Parton met There Was Jesus. So moet asseblief nie weggaan nie. Maar voordat ons mekaar groet, wil ek jou dan aanmoedig, wanneer jy op reis gaan, wanneer dinge begin swaar gaan, wanneer jy ly, wanneer jy sommer reguit vra vir die Here wil vra, doen dit gerus, want hy is die Here wat beloof, dat hy is die vriend wat nader aan jou is as jou eie broer. En mag jy in hierdie seisoen, hierdie Desember seisoen, die hoop en die vrede en die liefde van die Here beleef. Ag, kan ons saam bid. Here, baie dankie, dat ons dan mag weet, of ons op reis is, en of ons oorbly, is ons almal eintlik maar op pad, na ons ewige bestemming. Help ons dat ons nie besig sal wees met goed, wat nie saak maak nie. Help ons, Here, dat ons nie vasgevang sal word in situasies wat ons gaan terughou, wanneer dit tyd is om voor U te moet staan nie. En help ons om gedurig te onthou, as iets oor 100 jaar van vandag af nie saak maak nie, dan moet ons nie te veel energie daaraan spandeer nie. Dankie dat U saam met ons op pad is, en dat ons ook kan verklaar, ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ja, Here, U slaap nie, U sluimer nie, en omdat ons aan U behoort, kan ons vrede geniet, ook in hierdie seisoen waarin ons staan. In Jesus se naam, amen. Ek wil jou net weer eens herinner aan ons Bible Drive. Onthou as jy Bybels het wat rondlê by die huis, dalk wil jy 'n Bybel koop, en kom aflaai, as jy so welkom. Kom ons maak iemand se Kersfees, want die Here se woord is tog die lig vir ons voet, en die lamp vir ons pad. Mag jy 'n wonderlike donderdag hê. Van my, Pastor Petrus Kotse Orendaal, tot volgende keer.